Good afternoon or good day to everyone that will be watching this video. I greet you all in this mighty name, most powerful name in heaven, on earth, and under the earth. Our Lord and Savior Jesus Christ. This is a video that I've been struggling with quite a while to start off. I started a YouTube channel called The Good News, but it's not spelled T-H-E, it's T-A. Of course, unfortunately, The Good News, the word The, T-H-E was already taken, and I ended up with D-A, The Good News. And the reason for me starting this YouTube channel was me seeing what's going on in the world. You know, you always hear about bad news, you always hear bad news, you always hear negative when you go onto social media, when you go onto the media, when you go onto news, wherever you look around, when you go to work, when you pick up your phone, when you hear people speak, you always hear bad stories that people always talk about. And God laid it on my heart that I should start the channel just to counter, the enemy's works, because for me it is like whenever we speak negative, we're promoting what the enemy has done. And that's why there's a verse in the Bible that says that whatever trial we face or whatever we face, we need to look at it as a learning curve. I know some learning curves is difficult, and some learning curves is you can't really speak about it, you can't justify it. By the end of the day, everything works out for the glory of God, for our Creator. So this video that I'm making is not about the channel that I'm focusing on. This is, so I started the channel, and then God also laid it on my heart that I need to find people that would like to testify, of where they were, or where they come from, or how God changed their lives, or how God came through for them, just to get some good news out there so that people can be encouraged, and also so that people can know that they're not the only people that facing the certain challenges that they feel. Sometimes they feel alone, but there's other people that also went through similar or the same challenges or the same stories, and that you can encourage the other and learn from others, from their stories, from their mistakes, and grow. Not only grow as a human, but grow spiritually as well. So ja, ek gaan 'n bietjie Engels praat. Ek is mos 'n Cape Townian, so I'll speak the way we speak here in die Kaap. So yeah, this is a testimony, but this I'll call why I am a Christian, and where I came from, where God brought me through, things that I've learned, and I'll try to get as much done as I can, as God lead me, what He wants me to talk about, what He wants me to focus on. Because at the end of the day, it's all glory to God. For what He have done in my life, for what He have called me to do, So yeah, I grew up many places. We start off there. I used to love my parents, not used to, I still loved my parents.
but not in the house, separate entrance. So yeah, I'll start off where I basically grew up as a child. My story. Not, I won't say it's as die hele begin nie, maar dis wat ek voel die Here op my hart lê en hoe die Here gaan vir my gebruik om te testify van sy goed, van sy of his goodness. So I grew up in Metrofontein. I think that was I fall onder Elsies. So yeah, with my mom and my dad and my brother. And hulle sê ek was die stil een van die twee broers. I have a younger brother, but a younger big brother. His name is Alex. En hulle sê hy is die volwater gewees wat ons jonger was. En ek was die stil een altyd. En ja, ons het groot geraak, nie groot geraak, maar ons het gebly in Metrofontein met my ma en my pa en my auntie en my uncle. Goeie mense. Ja, really. And I think before that, we also lived in Bishop Leyvers. Bishop Leyvers is well known for his crime, but it is also very good people, you know, goeie mense in Bishop Leyvers. En dieselfde met Elsies, daar is goeie mense wat daar bly, maar die circumstances en die atmosfeer en die hoe die mense groot raak, somtyds maak het swaar vir mens om uit te reik na goed. Want as jy opgroei om dinge wat net negatief is, as hoef jy maar in jou huis te wees, wat buite kan, met jou vriende, en om jou in die community, dan is het zwaar en challenging om 'n verskil te maak en 'n verskil te wees. Even though jou ma en jou pa leer vir jou goeie morals en goeie dinge, nou is nog steeds zwaar. Maar ja, ons het Leyvers en Metrofontein en na van hand af het ons sy eie plekkie gekry. God het my ma en my pa geseën. En obviously ek het ook in huis areas skool gegaan. Right? Ons het toe 'n plek gekry en ons het gemove na Bella toe. Ook nie van die beste nie, maar wat ons ingetrek het, toe voel het so, ja, groot verskil, you know. En het was nice. Dis die kant van die CAV, hulle call it die CAV, in die Bella. As ek mag sê, is 'n nuwe kant, maar nou is nie nuwe nie, is seker nou, ja, baie oud nou. Maar ja, daar was die CAV kan, en ons het 'n huis gekry daar, my ma het 'n huis gekoop, en ons het daar gemove en ingetrek, en ek het begin skool gaan toe daar in die Bella. Eerste, ja, ek het nog steeds skool gegaan in die Leyvers, en agterna toe move ek vanaf in Bella, in die skool in die Bella. En jou ma en jou pa dien die Here, en sy gaan elke Sondag kerk toe, sy gaan elke Woensdag kerk toe. En ek is 'n testimonie van hy, die Here ook sê dat raise your child up in the way of the Lord, and he or she will not depart from it. En ek is 'n testimonie van hy. Wat ek jong gewees het ek verstaan nie, because al my vriende, of meeste van my vriende, het die kerk gegaan nie. En som van hulle het kerk gegaan, maar som van hulle, like, meeste van die tyd kan hulle ook gepleit, wanneer hulle wil gepleit, hulle kan gegaan, wanneer hulle wil kerk toe gegaan het. Maar ek en my broer, ons die keuse gee, dus om kerk toe gaan, maak die saak, wat die, hoe laat sy inkom nie,
maak nie saak, as jy by jou vriende wil slaap, sy moet van jou vriende af, dan die oggend vroeg opstaan en huis toe gaan en saam kerk toe gaan. Dat is hoe my ma en my pa vir ons groot gemaak het. En my pa was 'n baie strikt man. Very loving. Ja. As ik kan praten met mijn pa. Ja. Ja. Als ik kan praten met mijn pa, kan ik je opbouwen. Die video zal helemaal dedicated dus mijn pa. En diezelfde mijn ma. Maar because ons is mans, ons kijkt meer op naar onze pa. Niet dat ons nu opkijkt naar onze ma niet. Maar ja, onze pa is meer die rolmodel. Ja, mijn pa was on fire, you know. Mijn ma en mijn pa was on fire voor die Here. Mijn ma en mijn pa was een van die mensen wat ook geroep geweest het om 'n kerk te stig in die Noordpyn. En daar het ons ook gegaan elke dag uit die PLA uitgery. En ja, my pa was hy vrees die mense. Hy vrees net een persoon en hy is God. En because ons het opgegroei, maar onthou my pa was altyd die mens wat hy is. My ma was altyd die vrou wat sy is. Die Here het ook in hulle lewe kom werk en eendag sal ek sal like dat hulle ook hulle testimony moet gee. Ja, en my ma was like a prayer warrior. My ma het gebid. Jesus. Sy bid nou nog, bid Taida, ja, sy het gebid. Ek kan nie explain nie. En die mense in die community het geweet want om te help. You know, whenever there's trouble with the children, whenever there's trouble in the community around us, ek wou altyd na my ma en my pa toe. En my pa was geken as vrede. Oral wat hy gegaan het die mense geskree vrede, vrede my broer, vrede my brother, vrede. En hy het so sign altyd vir hulle gewys, vrede, vrede. En hy was lief vir almal. Ja, hy was lief vir almal. Ek kan onthou, was daar wat ek my pa gesien het. Daar was so lokale smokkeljaar tussen been waar die mense kan sit en drink. En dan drink die mense mos nou daar en as hulle teruggaan kan hulle terugkom nie of terugloop nie. En maar hulle loop altyd, hulle moet verby ons huis kom of voor die parkie kom en dan die tale wat hulle gebruik en ja. Maar hulle het altyd respek gehad vir my pa en as my pa voor staan of hulle het 'n sigaret weggesteek, hulle het hulle alkohol weggesteek. En ja, wat ek gesien het, die paar kere wat ek gesien het, of gewitnis het met my eie oë, hoekom die mense so lief gewees het vir my ouers is, my pa sal 'n dronk ou, kom van die Sabine af, soms is hulle nat gepie, soms is hulle opgegooi op hulle self, soms kan hulle sê loop of rig praat, wat ons, my pa sê wat baie rondgeloop het in die Belaan, winkel toe en rond in die community en hy het net vrede gespreek in die community. En dan sal my pa die ons optel. En ek was self in Beres vir die. My pa sal ons optel en vir hulle huis toe dra. Vol pie, soms van hulle is vol pie, soms hulle is vol mamok. En soms kere sal my pa en soms hulle in die kar en sit in die kar en my pa sal terugkom en ons sal miskien die niks dag uitgaan of dieselfde dag sal ons miskien uit wil gaan.
En as al die karretjie na P en selfs vir my pa vra, my pa nee, ek het daai ou haat en hy was in die pad gelê en hy was dronk toe. Steek hom in die kar en ek kom huis toe gevat. En ek het nie verstaan nie, daai tyd nie. Hoekom my pa die goed te doen nie. En dan was daar ook die gangsters, die stoute ouens in die community. Het ook altyd respek gee dat daar was kere wat ouens net uit die tronk uitkom, ek praat van, jy sal hoor die ouens in vir moord of hy's in vir robbery of hy's in en nou hoor jy weet mos wanneer iemand uitkom, die hele community hoor, jy het sy gehoor die is uit, jy het sy gehoor die is uit, die jare gaan nie weer so wees, die jare gaan nie weer so wees. En dat is hoe die community altyd gepraat het oor die dinge. En een keer was ons ook by die winkel en ons was op pad winkel toe en die mense sal altyd my pa kry voor by die winkel en buitekant by die winkel en in die winkel en soms voel ek embarrassed because my pa praat met al die mense en soms wil ek net winkel toe gaan en huis toe kom. En dan was hy 'n paar keer ook wat my pa 'n ou om die nek wil vat, of my pa het die ou om die nek gevat. Hy het voor by die winkel gestaan. En ek het agterna gehelp gekom, my maat vir my gesê, ek moet vir my pa sê, hy moet die ook saambring. Ek het agterna gehelp en ek het my pa toe, en ek wil met my pa sê, en ek sien my pa staan met die ou om die nek, aan om die nek so die. En my pa begin praat met die ou, en ek sien jy, en ek sê vir myself, weet my pa wie die ou is? Because ons het gespeel buitekant en ons hoor en ons sien en ons weet wie sekere mense is, because mense praat. En ek dink vir myself, die is 'n moordenaar. Die ou nou die dag net uit kon die mense het gepraat van hom en hierso is hy nou en hier praat my pa met hom, wat kan hy nie doen met my pa nie? My pa het saam hom gepraat en encourage en die woord van God ook sommer gegee in dieselfde tyd, hy is hoe my pa, hoe is het en ek sê vir my pa, wie was hy? Die is maar praat, my pa sê, nee, wie is hy? Ek sê, hy is 'n moordenaar, het nou die dag uit die tronk toe kom, my pa sê, ja, die Here is lief vir hom ook, en ek het saam hom gepraat, en dat is hoe ek groot geraak het, te sien hoe my pa die gospel uitlewe. Maar ek het dit nog verstaan, of ek het nooit die gospel geken as persoon nie, en ek het my pa gesien die jeug doen in die Noordpyn. Ek praat van hy het tot ons een Big Six geet voor, die kar was so vol, ek sal liggie, daar is maar 4 of 3 mense voor in die kar, passengers, die kar is so vol, maar my pa het gegaan, en het gereid op die hulle en het was faithful vir die jeug. En hoe my pa gepreek het, as ek, moet nie praat, as ons zijn met trein gegaan uit, en ons gaan werk toe, my pa gaan werk toe, of sy ry met die trein, en my pa preek in die trein, en ja, voel ek so embarrassed, because, jy weet, hy het as 'n kind, hy wil cool wees, hier preek jou pa, hier is 'n mooi girl, jy dink net vir jouself, wat kan hulle nou dink, en ja, dat is hoe ek groot geraak het, en hoe ek my ma gesien het altyd, ook in die community, met die vroumense altyd gebid met hulle, altyd vir hulle geinvite oor, en saam gebid, totdat 'n community of vrouens met my pa, met my ma, of my ma by mekaar gebring het, en gebid het altyd by ons huis, vir die area en vir die community. En toe ons so begin aangaan, toe ons begin openlig dienste te hê op die parkie by ons, en die gospel geproclaim. Ja, en tot daar eendag 'n incident gebeur, maar voor die incident het mense altyd so gesê het na ons toe gehelp, maar was in ons pad het daar mense gebly en dinge was so lekker nie. En daar is waar ek die eerste encounter gesien het dat ons waar ek verstaan het wat die Bijbel of die scripture sê dat our war is not against flesh and blood, but against the spirit, the principalities of the evil, like die force wat ons nie kan sien nie, but is die geestelike feit
Ons fight is nie teen vlees en bloed, maar teen geestelike dominions, you know. En ek kan nooit uitskrif verstaan nie, want hy is 'n mens, hy verstaan nie, wat, hy sien niks nie. Maar hy is die eerste keer wat ek encountered, wat my ma en my pa omgeroep gewees het, na huis toe, en wat ek encountered, dat daar is regtig 'n spiritual battle. Mense doen nie net dinge because hulle wil dit doen nie. En baie kere is dit hulle keuses, maar daar is meer involved as wat ons sien. En die ou, ek gaan nie nog in detail nie, en die ou, my ma en my pa, hulle bid vir hom, en die ou, vryste vir hom kan hulle vir hom bid, en hy sê nee, en het naai het, en my ma hulle dan toe nie, hulle gaan nog steeds vir hom bid, en hulle bid vir hom, en so hulle bid vir hom, en hulle roep die naam van die Here uit, in Jesus name, in Jesus naam, in Jesus naam, en hoe eker begin die ou te beklei, en ek praat van, daar was nog, my ma het mos nou die community gehad, van vrouens en mans, wat saam gekom het om te bid, en hulle hou toe my ma, my pa, hulle hou toe. Yes, and as they were calling out the name of Jesus, you know, this guy started getting superpowers, and they were holding him down, en die mense wat hom vastgehou het, het sommer 2 mense gegooi, en hulle het gevlee nie, en he was strong, he had superhuman strength, and they were continue praying for him, and he was making sounds like no human can make, and it just collapsed. And from that day, the guy was never the same again. He was on fire for God. He was proclaiming Christ. He was preaching the gospel. And that's when I knew there is more to life than what we can see. And that's how I saw the gospel being living out by my parents and in the community and at church. En soos opgegroei het nou, begin ons mos nou groot te raak, so eie keuses maak. Yeah, and my father, that's also something that my father used to play with us, blok, kinetjie, tol, kap, bike races, alles het my pa sy moes speel. En het was nice, my pa het was weggehaal op ander dag. But yeah, en strikt. Sy was geslaan met 'n palletjie, die bel, die hand, so. Het soms pakke kry dat dit blou merkie, het soms pakke kry dat sy nie kan loop vir 'n weekie. Yeah, and that's how we grew up. And I went to high school, and that's where things started changing, you know. Die stil ene, die skaam ene het begin verkeerde vriende ontmoet. En ek was nou op hoërskool en ek het altyd gesien my vriende wat ek geleer het in die area, hulle het begin drink, maar nie drink like
hoe kan 'n mens sê heavy nie, but they started drinking. They started with reeds. Like, hulle sal een reeds koop en hulle sal deel tussen 2, en is dit begin groei en is begin een reeds, nie tussen 2 minute, tussen 1 persoon, en hulle sal loop deur die area, because hulle het geweet wat hulle ook doen is verkeerd. En ek kan nie dit gedoen het met hulle nie, because ek het guilty gevoel, en ek het geweet wat die consequences gaan wees as my aas my ryk, of hy word gehoor ek geroek, ek kan nie okka geroek het nie, ek kan nie alcohol gedrink het nie, even though ek was nou op die stadium waar ek die dinge wil experiment, wil doen. En ja, en hulle het so gedrink en hulle het geoffer, wat ek wil vat, because sy wil cool wees, sy wil saam met klik wees, en sy wil nie vir 'n joke gevat wees, of spot, ja, sy kan nie eers reeds drink, of sy kan nie drink, of al die ding. Maar ek was te bang vir die consequences wat ek kan kry, as ek enige iets moet doen, wat verkeerd is, wat my ma hulle vir my geleer het nie om te doen nie. En hy drink hulle het met 'n straw, because hulle sê met 'n straw raak sy nog dronger. En so het ons opgegroei nie, begin okkapyp moes nou involve raak, en okkapyp was gebroek, en drank word nou, sy word ge-exposed, en al die dinge. En tot sy nou kom op 'n stadium wat sy voel, het is nou op die ouderdom, ek gaan nie meer luister van my ma en my pa nie, ek gaan nou maar eie ding doen. En ek het begin, because ek was hier gelau om het te doen, wanneer my ma hulle daar is, of by die huis is, ek miskien gedink, ek kan het doen, wanneer hulle nie daar is, wanneer ek alleen is, en die enigste dit, wanneer ek kan alleen is as ek skoolbank, huis toe hulle van die skool af, my skoolklere aanhou, soos hulle huis toe kwa dinge, ek was in die skool in, en die huis vuil los, dat dinge hulle, ek was in die skool in, dan kan ek miskien die ander dinge doen, wat ek kan doen, wanneer hulle hier is. En so het vriende gekry, wat sy aan my gebank het, en so het begin, alcoholkies drink, en so het het aangegaan na okkapyp toe, en ander daar het ons, het het klomp verskillende dinge getraai en gedoen om die ryk van alcohol en die okkapyp te camouflage, dat jy huis toe gaan, het het aan levende boeme, sy blare afgebreek, en sommer in jou nek gesmeer, en op jou hande gesmeer, het het blare wat jy weet wat stink, in jou hande gekras, en even op die skool ook, begin 'n sigaret rook, en nou rook jy in jou hande, hy ryk van die sigaret, dan het jy blare gebreek, en het jou hande gewas, en het steeksaaf op jou hande gesmeer, of voor jy gerook het jy jou hande vol labello gemaakt, so wanneer jy rook, as het penetreert in jou vel is, op die olie van die labello op jou vingers, en al die dinge het jy getraai om het te camouflage vir jou ma en jou pa. Maar toch het jou ma en jou pa geweet, en hulle gaan nie, nou reekkie, because hy is nou op so'n ouderdom, wat hy nou jou eie keuses maak in die lewe. Maar hulle het altyd met jou gepraat, en hulle het vir jou altyd encourage wat reg is en wat is verkeerd. En ja, ek het so skool gebang, dat ek nie meer skool gegaan het, ek het uit die skool het gedrop, en vriende gelaat ko bank, nie net van my skool, maar van ander skole ook, en altyd fysieke gemaak, ek is by reis, sodra allemaal huis toe gaan, en die skooltyd is ons nou uit, en allemaal gaan huis toe maak, so hulle by die skool gewees het, en dan maak ek hy spiek en span skoon. En hulle altyd te sê, as hulle wil sigaret rook buiten kan, wanneer huis gaan ryk, en al die dinge, net om te keer dat my ma en my pa nie moet uitvind, saam wat ek besig is, deur die dag wanneer hulle nie werk is. En het is so aangegaan en aangegaan. En Dagga begin, ek was geëxposed in Dagga, en ek het
'n different graad van vriende gehad. Like, ek het Muslim vriende gehad, ek het Christen vriende gehad, ek het dudes vriende gehad, ek het vriende wat clubs gaan, ek het vriende wat net drink en niks roekie. Ek het vriende gehad wat net hou van okapyp, ek het vriende gehad net wat hou van clubbing, ek het vriende gehad wat skateboards ry en rollerblades, ek het, hoe kan ek sê, ek het sturvy en nie sturvy vriende gehad, ek het so hulle call het gam, of die mekaar, en nie die mekaar vriende gehad. En ek het vriende gehad wat gehou het van net in die huis chill en game speel en dagga rook en dopvat. En so het dit aangegaan. Ek het vriende gehad wat gehou van karre en burnouts en popowilie en drink in die pad en perform. Jy het alles wat 'n vriende gehad en vriende gehad wat dagga gerook het en verkeerde dinge gedoen het en traks gedoen het. En so het die lewe aangegaan. En so het ek geval in die dinge, in die temptations van die wêreld. En ek het toe 'n meisie pregnant gemaak. En nou die is sy. Does not aim at the people, but this is aim at what God can do and how God changes your life. En hoe die Here deurkom vir jou en hoe die Here faithful is die alles wat jy deurgaan in die lewe. En ja, wat ek hy boodskap kry, ek was op pad werk toe. En kry ek hy boodskap dat die meisie wat ek saam gewees het is pregnant. Dat was like 'n shock vir my. En ek het gedink aan my ouers, die disappointment en wat ek gaan doen nou. Maar ek kan net wegstukkie. Ek het gehuil. Ik heb werk toe gaan en gewerkt de hele dag, maar ik heb thuis ook al. Ik was disappointed in het geheel. Niet because hoe iets wat ik de disappointment wat mijn ouders nou gaan experience. En ik heb het gevoel dat hier is mijn party leven nou op, hier is mijn uit gaan leven op, hier is mijn tijd met mijn vrienden nou op. En through that negative turn in my life, so baie mense het sal sien, die tyd wat ek nou die verkeerde dinge gedoen het, en die meisie pregnant maak, en uitvind, het God daai gebruik, like die woord ook sê, God takes what's bad and he turns it into good, and he's the only person that can do that. God is die enigste persoon wat lewe kan change en sleg en goed kan draai. En dat is waar ek het my ma toe laat weet en ek het gehuil en ek het vir hulle vergifnis gevra en ek het voor ook in die kerk gestaan en ek het in die kerk ook vir almal vergifnis gevra because remember my ma en pa is godly people, God loving, fearing people. En hierso gebeur die met een van hulle kinders. Wat 'n voorbeeld is daai. En ons het gedoen wat ons moet doen as 'n familie. Ek het vergifnis gevra en my ma het in die kerk gestaan en vergifnis gevra en ja, dan het aangegaan. En almal was excited na die, because net God gee lewe en God vat lewe. En even though het iets verkeerd gewees het wat ek gedoen het, buitekant marriage, buitekant om getroud te wees, was ons nog steeds excited because is lewe wat gaan kom. En ja, die excitement het gauw gedraai na intense fighting, intense sadness, intense heartbreak.
because die excitement het gou gechange na uitsien na die klein persoon wat God vir hom geseën het, die lewe, die siel, die dinge gou gedraai vir die slieg. My eerste seun was gebore en nie lang na daai nie. Nie lang na daai nie. Toe kon die enemy weer in die wil vir ons roep van die lewe wat God vir ons geseën het met. Ek kan nie meer my seun gesien het nie. Ek kan nie die relationship redig gebou het met hom nie. En het was net constant hof in, hof uit, hof in, hof uit, hof in. En onthou, voor my seun gebore gewees het ek toe al my dinge laat gaan. Ek het ophou drink, opgehou rook, opgehou verkeerde dinge doen, maar ek het nog geen relationship, regtig 'n solid relationship gehad met Jesus nie. Behalwe die Jesus wat ek geken het, wat my ouers vir my gewys het, met hulle lewe en wat ek gehoor het in die kerk. En het was 'n constant battle om my kind te sien, om tyd te spend met hom. Ek moet altyd gegaan het tot daar om tyd te spend met hom. Ek kan hom nooit oorgevat het regtig om tyd te spend met hom. Ek kan hom nie uitgevat het saam met my ouers, ek kan hom nie gevat het na my aunties of my onkels. Daar was tye wat ek dit kan gedoen het, maar net na die hofsaak, dan kan ek dit gedoen het. Maar sodra die hofsaak uit is, ek maak 'n voorbeeld, ons gaan vandag hof toe, dan kan ek hom sien. Paar weke na daai, dan is het back to normal, ek sien ek hom nie meer nie. Tot op die punt wat ek nie meer daar kan gegaan het nie. En ek het 'n inner anger ontwikkel, ek was upset, ek was kwaad. En ek kan nie explain in woorde nie, hoe ek gevoel het nie. Ek het 'n haat ontwikkel. Want die is my seun wat ek voor excited gewees het om te ontmoet en 'n relationship te bou met hom, because onthou, ek het groot geraak met my ma en my pa in die huis. En hy was altyd my desire om dieselfde te hê vir my seun, om sy ma te hê daar, om sy pa te hê daar. En dit was my desire om te trou even met die persoon, met sy moeder. Eendag as het God se wil gewees het. En ek het op 'n punt gekom, maar ek so 'n klomp hatred gehad het towards sy ma, dat ek kan dit nie explain in woorde nie. En ek onthou, was een keer wat ek gegaan het tot daar. En ek het gesê, waar is my kind? I want to see him. I miss him and I want to take him to my parents. En onthou, dis tye wat my ma en my pa ook dieselfde ding gefees het, because hulle het ook hulle kleinkind gesien nie. Vir dae, vir weke, vir maande het dit aangegaan. En ja, ek so ek gesê, as ons die hofdatum gekry het, dan kan ons hom gesien het, of ons kan hom by die hof gesien, daar is enige tye wat ons gesien het, en hy sien my ma nie weer vir my, en my ma, en ek het gesien hoe my ma, of veral my ma, veral ouma, my pa was steek vir my ma, maar hoe ek gesien het, my ma heel vir haar kleinkind
om vir hom te sien, om vir hom te voel. En ons het altyd die klere, en my ma het nog steeds klere gekoop, en ek moet dit altyd oorgevaar het, en ek het dit altyd gaan drop, of my ma het dit altyd gaan drop, en hy sien as die tyd wat my ma het af hom ook gesien het. En ek het in depressie geval, because nou sien ek my sien nie, en ek het 'n klomp questions wat ek in my mind het, en 'n klomp aan ons questions wat nooit geantwoord word nie. En ek kan net dit nie verstaan het nie. Maar nou as ek terugkyk, nou kan ek sien dat dit was 'n spiritual warfare. En ek moet daardeur gegaan het om vir my te maak die persoon wat ek is vandag. So ek wil vir julle bemoedig, whatever julle face, whatever challenge julle face vandag, never mind hoe groot of hoe klein het is vir ander mense of klink vir ander mense. Dat is 'n proses of molding, is 'n proses of wat God wil leer vir jou in hy situasie. En onthou, ek het die persoon gehad nou. En ek het dinge gedink, en ek het dinge gedoen wat ek wou hê is nie. Styf wat ek oorgegaan het en ons sommer gevaar het en geloop het en nou dinge was gesê en ek het gesê ek gaan haal die polisie huis by my en dit was net naar. Maar die alles dit was God genadevol. Totdat eendag ek in die kar gesit het, agter in die kar en my ma en my pa het gery. En hulle wil my altyd soos met hulle geer, because hulle het geweet wat ek face en wat ek teëgaan en hulle wil my nooit alleen geer het nie. As ek agter in die kar, ek kan nie onthou waar my babybroer gewees het nie. En ek het gesit en gehuil agter in die kar, my ma het ek geweet nie, my trane het geloof vir my. My trane het so van my wange afgeloop en ek het gebid. En ek het gesê, Here, ek sê, Lord, the same relationship that you have with your son Jesus Christ. That's the type of relationship I would want for me and my son to have. But if it is your will for me not to have that relationship with my son, to glorify you, then let your will be done. But you know my heart, you know my desire, but let your will be done. En ek het gebid, daai gebed en ek het gesê amen. En ek sal nie vir hulle lieg, instant kry ek 'n message van die persoon af, van sy ma af, om te sê ek kan vir hom kwaal, ek kan hom sien en ek kan hom opvat my ouers toe. Jo. En weet julle hoe bly ek gewees het in die joy wat ek gekry het daardie. En ek het hom, ek het nog met my ma gesien, ons by die huis gestop. En ek is en my ma vra, want toe gaan ek moet nou weer gaan skel aan, en ek sê, wag, mami, los, my pa praat met my ook, my pa sê ook vir my, en ek, jy weet, as jy soms dit so kwaad is, niks gaan weer stop nie. Maar nou het ek die kwaadheid, ek het nou joy gehad, because ek gesê dat ek gaan om my seun sien, en hy gaan toe oor, en hy gaan haal om en ek bring my oor, en my ma begin pas uit traan het, en hulle is happy om te sien, en it was die amazingste tyd gewees in my lewe. En een van my tye wat ek so baie happy gewees het, en my ouers te sien happy, en my broer, sy oom te sien happy. Maar ek het 'n tyd gehad ook om vir hom terug te bring nou. En ek sê vir my ma, hulle te sê, vir hom so laat terugbring. En ek het vir my ma gesê, gaan hom nie terug nie, my tyd te gaan hom hoe hou, my ma sê ook sê, bou die vrede. Het wil geskied. En ek het gedink aan my preek wat ek gebid het in die kar, en ek het gedink, dat ek maar luister. En ek neem hom weer oor, die tyd wat hulle vir my gegee het om vir hom oor te vat weer terug huis toe. But I was
'n moment dat ek nooit sal vergeet nie, hoe die Here vir my deurgekom het. En vanuit dit af het God, elke keer as ek beklei het dinge net erger geraak en God het vir my gesê, Roxy, love thy enemy as you love yourself. En nou wil God hê ek moet die persoon vergewe wat ek so kwaad gewees het voor, wat ek so gehaat het, because ek's 'n mens. En God sê vir my, vergewe Roxy. En toe het ek nie meer gegaan, ek het nie meer gepla om te worry as ek my seun kan sien of nie sien nie, maar ek het gewag vir die niks hofdatum, want ek het geweet ek sal hom daar weer sien. En toe hof toe gegaan, en by die hof het ek die persoon toe gesien, en ek het vir haar gesê, ek vergewe vir haar, ek vergewe almal wat geen wolf gewees het, ek gaan nie nog name noem of sê wie het is of wat het is nie. Because at the end of the day, it's not about the people, it's about what God can do in any situation. En hoe God die trialing tyd en die mouling proses vir my gemaul het in die persoon wat God wil hê ek moet bekom. En ek het gesê, I forgive you for what you have done. En I forgive. Jy weet mos nou wie was nou almal daar. En ek sê ek vergewe vir hulle ook, vir alles wat hulle gedoen het. En ons het ingegaan hof toe. En daai is die tyd wat die hof vir my gesê het, dat ek het volle regte om my seun te sien. En ek kan hom gaan haal, enige tyd, wanneer ek wil. Ek kan hom sien, enige tyd, wanneer ek wil. En wat 'n victory dat hy gewees het. En deur die proses wil ek hê julle moet verstaan dat, as ek moet continue fight, that's why hy sê die hoekom die Here sê, vengeance is mine. Cast all your burdens unto me. So al jou probleme, al jou worries, al die dinge wat jy some struggle, sit dit voor die kruis. Soms verstaan ons nie, en soms is die proses lang. But God het 'n plan en 'n purpose. God sê dat hy almal wat geroep is deur sy naam sal geseën word. You know, and he will give you life of joy. En dit waar ek experience het, God gewerk het. En as ek moet continue fight het, dan sal ek nooit die victory gekry het nie, om my seun te sien nie. Because nou weet jy dat in die spirituele realm met dinge gesif, en God was besig, Jesus was besig om dinge te sif. En as ek het weer in anger, so ek uitgeëk het as ek by die hof gekom het, dan sal ek dieselfde toets met oor en oor gedoen het. Dit is dieselfde so 'n klaskamer. Whenever you go through a test, dan is die klasmeneer of die juffrou altyd stil. Because hulle wil nou sien wat gaan sy doen, hoe gaan sy react. En onthou, my ma en my pa was die enigste Jesus wat ek geken het, en ek het gesien die hele lewe wat Jesus redig is. En ek het gereact oor, en ek het gehoor in die kerk, en ek het gereact op wys wat ek nou gehoor het en gesien het om my. En ek het die persoon vergewe. En God het dinge gesif. En sif meaning, dinge het gechange. You know. En ek het weer my seun gesien, en ek het hom vanuit dit af, ek hom gaan haal, ek het hom gedrop, ek het hom gevat, ek het hom, it was amazing. En nie lang na ry nie, toe het ek weer gereunite met die persoon, en ons het weer begin 'n tyd en relations te bou. En ja,
was ek weer in 'n molding proses. God het my weer die proses gehad van molding. Toe het die persoon gecheat op my. Maar nie 1 keer nie, ek 2 keer nie, ek 3 keer nie. En ek het elke keer teruggegaan en die persoon vergewe. Teruggegaan en vergewe, teruggegaan en vergewe, teruggegaan en vergewe. En onthou, my ouers was baie strikt as dit kom by vroumense, because my pa het 'n dogter en hy wou altyd 'n dogter gee. So as sy enigiets gecomplain het oor wat ek gedoen het of verseer het, dan was my pa op my keus, my ma was op my keus. Ja, en ek was altyd die slegte en ek was altyd gebleem. Voor hoekom die persoon gecheat het op my. En ek het in depressie geval. Ek het 'n goeie werk gehad, ek het my job verloor because ek was nou in depressie. Ek kan nie geslaap het, ek kan nie geëet het nie. Kan nie meer gewerk het nie, wil nie gewerk het nie, wil net geslaap het, want as ek slaap, dan voel ek die pyn nie, ek dink nie aan dinge nie, ek dink nie aan waar's die persoon wat ek nou saam is sy alleen, cheat sy nie, sy op my weer nie, doen sy nie weer dieselfde dinge nie, en ek was, ja, dat was een van die, heartbreak is een van die worst pijns wat ek ge-experience het, besides nie my seuns sien nie, but heartbreak. En ek het suicidal thoughts gehad al, ek het gedink al, dat ek is nog niks, so net persoon nie, ek wil nie meer lewe nie, ek was depressed, ek was alleen, ek wil net alleen gewees het, en ek was maar so stokkie, en deze tyd wanneer ek terugval weer in die verkeerde dinge, nou begin ek te rook, begin te drink, nou begin ek te experiment en ek gaan voel aan, you know, die duivel het my nou gevang en hy gebruik my, en ek gaan diep nou in die verkeerde dinge. En ek is terug by my vriende, ek is terug by die dinge van die wêreld. Ek begin te drink weer en ek begin 'n dag gaan rook. En ek begin 'n eksperiment ook met ander dinge. Dis meer sterker dinge. Ecstasy, coke. En nou begin ons soek die dinge te mix. You know, cocaine en weed en alcohol en weed en cocaine en dinge gaan net verkeerd. En ek weet nie as jy ooit ge-experience het, that whenever you do the things of the world, even though you don't working, you always have money, you always have friends, you always have a place to chill, you always have a car to go somewhere if you need to buy the stuff. En toe verstaan ek dat daar's 2 kingdoms involved. Godse kingdom en die devil's kingdom. And when you're a child of the devil, he will make sure he will provide everything that you need to take you even deeper into where you have started, van meer dieper in die verkeerde dinge. All of a sudden kry jy my vriende wat werk, wat gehaal het, sy het nie gehaal het. All of a sudden kry jy vriende wat karre het, sy het nie karre. All of a sudden kry jy vriende wat altyd 'n huis het, wat jy kan by gaan chill, wat jy kan gaan slaap en wat jy ook verkeerde dinge kan doen. En jou friend circle is massive, 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 massive. En dinge het aangegaan en aangegaan en aangegaan.
Ek begin 'n dag op te rook, nie net solo kolle te join nie, maar nou begin het 'n eksperiment deur die pyp, glaspyp, en jy begin hy ook te meng, met al die soorte goede wat jy kan kry om dit te meng saam. En so het die lewe aangegaan. En nou moet jy vriende, net jou normal klik vriende wat ek geëer het, maar nou word jy geexposed aan gangsters, aan gangsterism. En te begin gangstertaal wil leer en gangstertaal wil praat. Dit is nog so ja, ouers weet, zeg maar, jy besig is op die pad. En nou begin jy so erg in die dinge te val, dat jy nie meer eers huis toe kom nie. Sy gaan op 'n Vrydag weg, ek kom jy Sondag huis toe. Of sy gaan op 'n Vrydag weg, ek kom jy next week huis toe. Daar is tye wat ek my ma en pa in so 'n worry ingesit het, waar ek vir dae weg is. Ek sit my phone af, of ek speel my phone pap, laat daar nie meer battery is nie, dat daar nie charges involved is nie. En elke keer as ek huis toe gekom het, my gehaal is op, of ek het nog genoeg geparty, of die vriende gaan nou na hulle huise toe. En dan kon jy huis toe en te sien hoe upset en disappointed jou ouers is in jou. En te sien hoe jy jou ouers seer maak. Maar jy is so in die dinge van die wêreld, dat jy is die worry oor enigeen anders en wat net jouself. En onthou, ek kom uit 'n spiritual huis uit. Maar ek gaan dieper en dieper en ek het begin so erg geraak, dat ek evens my vriende wat wil huis toe gaan, dat ek vir hulle begin invloed het. Maar sê jy nie huis toe gaan nie, man, bly, laat ons nog chill en laat ons nog dit doen en laat ons nog dit doen. En ek begin nou die eerste ene raak tussen die vriende. Die stil lady, die stil seun. En ek begin erg raak tussen die vriende. Maar onthou, ek gaan nog steeds na my seun toe. Ek sien hom nog steeds, want ek moet, maar ek gaan nie so much meer so ek eers gaan het, because my hart was gebreek. Ek sien die persoon met iemand anders, en ek is nou in die wêreld in. En ek word exposed aan guns, because nou is jy verkeerde vriende ook, en ek exposed aan guns, en ek sien die guns, en ek sien die bullets, en ek sien net jou, dit is jou average guns, dit is jou handguns, en jou machine guns, en jou AK-47's, en ek word exposed aan 'n groot amount van geld. En ek word exposed aan drug dealers. So nou ek bly van die huis af 'n paar dae, en ek kom terug en ek gaan weer. En as jy tye wat ek exposed word aan al die verkeerde dinge. My ouers praat saam met my, en ek begin regkom weer 'n bietjie. En eendag het ek weer 'n encounter gehad met God, en God praat met my. En ek luister toe nie, en ek gaan aan met dinge. Totdat eendag is waar
ek saam met die sekere vriende gewees het, of die sekere mense, wat enemies het. Was nou as ek exposed met gangsters, en ek staan toe eendag by ons voor die huis met die vriende, en ander ouens, ook gangsters related, begin skiet op ons. En ons help toe, na ons huis toe, want ons huis is die naaste, en die bullets, so gaan die bullets by, ching, 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 in die mure. En ons was op die phone, en ons contact die mense, en hulle kom ook, en hulle wil ook nou rebel, en kan skiet. My ma hulle vraag toe, hulle kom toe uit, en hulle vraag, wat gaan, en ek sê, nee, hulle skiet op die paak, en my weet dat hulle skiet op ons. Van die ouens het nog geskiet, en hulle het weggehaal op toe. En ja, dat is wat ek op ge-expose gewees het, waar ek aan ge-expose geraak het. En een keer ook was het op die paakie, en ek weet nie dat die persoon wat ek saam is, het ek kan op hom, en die ou skree ook, en hy sê iets, en die persoon hulle kan het, en die persoon is begin skiet. En hy is in die daglig. Maar niemand was raak geskiet nie. En so het het aangegaan. Ek het 'n kar gekry, en ons begin, wat ek die kar kry, toe begin ek meer, ek sal nie sê heeltemal relax raak, wat nou word ek ge-expose aan vroumense, nou begin ek, hoe hulle sal sê, 'n ket raak, you know. Ek het nog steeds die verkeerde vriende, but somehow, sif dinge nou, en ek het 'n kar, en ek gaan na girls toe, ons pick up, stel die meisie kinders op, ons gaan uit, en ons, you know, sy soen, en sy kry different girls, sy kry girlie, sy kry girl daar, sy kry girlie, en so het het aangegaan. En dat is waar ek 'n nicknaam gekry het. En ja, en nie lang na daai nie, het ek 'n ou gekry. En onthou, ek het nog steeds 'n verkeerde vriende, ek het my net self vertrek nou, because nou is ek 'n kid, nou is ek by die girls uit, en ek is weer by die guys wat drink, en chill met girls. En it's amazing hoe die enemy vir jou gebruik, you know, when he wants to use you, het voel vir jou soos hy 'n klomp krag, en sy is net die kwaaiste, en sy is net die ou, because ek het nog nooit 'n disappointment gehad van 'n vroumense af, ek het nog nooit 'n rejection gehad nie. En ek kan na girls opgegaan het, en kan gepraat met hulle, en ek kan wil gekry het as my girlfriend. Man, as ek nou besef, of dink aan, daai was maar net hoe die enemy vir my gebruik het. En ja, wat was toe, by 'n vriend se huis, en ek het iemand ontmoet, wat in 'n kar geslaap het, en in my het ek nog steeds goed, die goeie, morals gehad, wat my ma en my pa my geleer het, you know, diep in my, en ek het toe die ou gesien, slaap in die kar, en min te weet dat die ou was ook gevaarlike ou, you know, hy was ook in bende activiteite, hy was ook in die gangsterism activities, hy het ook gerook, hy het ook verkeerde dinge gedoen, hy het ook dagga gerook, en ons het saam geconnect, because hy het ook dagga gerook, en ek het hom gesien, en ek het begin close raak met hom, even though ek gehoor het al van hom, of wat hy gedoen het, of hoe hy is, of wat hy capable is. Ek wil nou julle moet verstaan dat hoe God werk, en soms werk God in maniere wat ons nie verstaan nie. Meeste van die tyd werk God anders te om. Right? En wat hoe God dinge nou gaan zijn. En ek ontmoet die ou, en hy begin ry my kar. Maar voor hy my kar ry, gaan ek eerst, hy altyd gekla, met sy rugpyn, en hy slaap in die kar, dink ek ons kidneys of niere, want hy sê koude. En hy kan nie huis toe gegaan het, hy kan nie redig met mense geslaap het, en mense wil nie redig vir hom geheer het, because of sy lewe, sy lifestyle. You know.
Hy was gevaarlik. Dis dinge wat ek eers agterna uitgevind het, hy was gevaarlik met 'n gun. Hy het mense seer gemaak, hy het gerop. En ja, maar voor ek die dinge geweet het, het ek toe huis toe gegaan en my ouers gevra as die ou by ons kan bly, because ek het toe 'n extra bed in my kamer, double bed, because nou op die tyd het ons aangebou in my broer se eetkamer, ek het my eetkamer, maar ek het 'n double bed en hy het sy bed in sy kamer. En my ouers toe sê ja, because onthou my mense, my ma is church going people, hulle is they God fearing people. En hulle sê toe ja, en ek bring hom toe huis toe en ek sê vir hom, sy kan by ons bly en sy kan by ons slaap, en hy accept het toe. En my het ou klere aangehet en ek het vir hom klere gegee van my klere en het vir hom gewas en hy het toe begin by ons bly. En ja, kyk, as ek vir hom gesien het, miskien in die saal of uitkoot die pad het ek gesien het tattoos op hom. Maar ek het nooit gedink aan hy is 'n gevaarlike persoon nie. Ek dink hy is 'n gevaarlike persoon nie. En van hy tyd af het hy ook altyd, onthou nou, ek slaap nie meer uit nie, want ek het mos nou 'n kind, ek is by die huis en ek try om dinge reg te maak met my ouers, want ek begin guilty ook voel. Die Heilige Gees laat my guilty voel. En hy bly by ons, maar hy gaan weekends weg of hy gaan sekere dae en dan kom hy weer terug. En ek het toe uitgevind dat hy op tik is. Because as tye wat hy net eker op huis toe kom, is net moeilik. Hy is tik geroek, because, you know, hulle is quality tagga, taune van mense wat tagga roep, wat tik. En ja, ek het altyd vir hom ge-encourage, en ek het basically myself gesien in hom, en dit is hoe my lewe weer begin die change maak weer, en ek begin vir hom encourage, en ek begin vir hom bemoedig, en ek bring vir hom toe in my cirkel van vriende, wat nie in gangsters bedryf is nie, wat ook kids is, wat ook hou van party, wat ook hou van vroumense. En ja, ek invite hom cake toe, maar hy het nooit cake toe gekom, redig met ons tot een keer het hy net besluit om cake toe te gaan met ons, en het begin as hy moes cake toe gaan. En hy het die gewerkie, en die Here het 'n drastic, a wonderful change in sy lewe gemaak. En hy het begin kerk gaan saam met ons, Sondag, hy het verseker gemaak dat hy is by die huis vir Sondag, vir kerk, en hy het begin die tik los, en hy het begin die dinge los, maar hy het nog steeds dagga geroep nou en dan. En stadig verseker het God sy lewe gechange, en my pa het vir hom altyd ge-encourage, en hy het so die gegaan en my ma toe een keer die community gevat, like die stoute ouens nou wat op drugs is en verkeerde dinge doen, my ma het die community outreach gehad, en sy het toe 'n double story en Betty's by gekry, die Here het vir sy seun vir 'n weekend away, ek dink is dit 'n week of 'n weekend, en ons het 'n pastoor ingekry, en my ma het hy gebruik om outreaching te doen aan die stoute ouens, because my ma weet mos nou waar ek vandaan afkom, hoe ek gewees het. Maar in die private drink ek nog steeds, in private doen ek nog steeds my verkeerde dinge. En ons het toe gegaan op die kamp, maar ek kan nie easy by die kamp en ek het toe vriende gekry en ek het anders genooi, because ek moes nou groot vriendsirkel gehad. En ons toe op die kamp gegaan, en baie van hulle het hulle lewe gechange, en encounter gehad met Jesus.
En ja, daar is wat hy ook sy encounter gehad het. En hy het sy lewe completely gechanged. En ek het vir hom toe 'n werk gekry en hy het saam met begin werk en hy het 1 skof gewerk, ek het 1 skof gewerk. En het my altyd gesê dat hulle gaan hom doodmaak. Because even though hy die regte pad nou loop, het hy gesê dat daar is te veel dinge wat hy weet, van die bende aktiwiteite. Because as jy 'n bende is en jy was so diep in die dinge en is amper so 'n cult, as jy te veel dinge weet, dan gaan hulle jou doodmaak. Sooner or later. Maar kyk die genade wat God gee het op sy lewe. Hy het sy lewe completely 360 degrees. 180 of whatever jy wil call. En hy gaan kerk, sy lewe, hy begin werk. En deur hy sy lewe word my lewe ook geraak en ons gaan kerk en hy werk en hy aanvaar die Here en tot eendag sê hy gaan terug na sy ouers toe en hy gaan vergifnis vir hulle vra vir wat hy gedoen het. En nie lang daarna nie is hy terug by sy ouers en sy ouers het vir ons kom visit en dankie gesê vir die persoon wat hy is en hulle het vir ons vertel hoe hy gechange het drastically na die persoon wat hy vandag is. En hy het altyd kom visit ook nou en dan. En hy het 'n meisie gekry en sy desire was om te trou en die enemy het sy lewe kom vat. Want God was so genadig en God het al die tyd dat niks vir my raak en God het vir my gebruik en vir my familie gebruik om sy lewe te red. En hy was doodgemaak. En onthou nou, het ek ander vriende ook gehad, en het was amazing dat somehow was het altyd dat ek was gedro na mense toe, wat bende gewees het, of wat bende activiteite gedoen het, because ek het nog 'n vriend gehad, en ek het hom ook in die huis gebring, en die was al stoute vriende, vir hom in die huis gebring, en hy het ook by ons gebly. En ek het nog 'n vriend gehad, maar hy het by ons gebly, en hy het ook net uit die tronk toe gekom, hy was wie een wat weer gesê het, hy wil tronk toe gaan, hy het gesê, jy gaan mense doodmaak, en hy wil tronk toe gaan, hy wil sien hoe is dit daar. En hy het toe tronk toe gegaan, en het uitgekom, en ek het vir hom ook altyd ge-encourage, en hy, sy lewe was ook gevat. En dit is waar ek my lewe gechange het, wat ek sien, die dinge wat aangaan om my. En onthou ek het altyd die burning desire gehad in my hart, om die Here te dien. En terwyl ek die verkeerde dinge gedoen het, was daar constantly 'n stem involved. Wanneer ek gerook het, en ek gedrink het, was daar constantly 'n stem wat ek gehoor het. Ek sal uitgaan, ek sal nie by die huis wees en ek drink, almal sal dronk wees, ek sal nie dronk raak. Ek sal nie tipsy raak en dan sal raak ek sober. En daar was altyd 'n stem wat vir my gesê het, sê die wat jy doen is verkeerd. En even though, wanneer ek geëxperiment het met drugs, was daar ook altyd 'n stem wat vir my gesê het, sê die wat jy doen is verkeerd. En ek het altyd, ek kan nie verstaan het, dat ek sal nie sê, ek het die gevoel dat ek nie fit in die juggie, maar ek het jeug gegaan, maar daar was altyd iets, wat missing gewees het in my lewe. Ek het gesoek in vriende, ek het gesoek by die kerk, maar ek het dit nooit gevind nie. Tot eendag wat ek die Here aanvaar, en ek het gekyk na my seun se lewe en het vir myself gevra, wil ek hê dat my seun moet opgroei, of wil ek hê dat hy moet weet
of sien die type of pa ek is, because ek het nooit die experience van my pa af nie. Ek het nooit die experience van my ma af nie. En dit is waar ek vir God geaanvaar het in my lewe. En onthou, wanneer in die wêreld is alles half smooth, maar wanneer jy vir God aanvaar, dan change alles. Because nou, die kingdom wat jy voor gewerk het, is nou die kingdom wat jy 10 week, en is nou 'n kind van die Here. En ek het besluit om vir my te doop, en ek het vir my gedoop, en ek het besluit om goeie dinge te doen. Ek besluit om mense te encourage, ek het my vriende ge-encourage, en ek het my lewe gechange drastically. Ek het opgehou roek, opgehou drink, die Here se genade. Because ek het nie meer gesien die need om te roek en te drink. Because nou het ek iets anders, wat die hurt en die pyn van my hartbreak, van my seun nie sien nie, en al die dinge wat ek ge-experience het, te val. En ek het begin so fokus raak op God se dinge. En ek het altyd die desire gehad om te trou. Ek het altyd die desire gehad om te trou en om dinge te doen vir God. Ek het gevoel dat ek het 'n calling op my lewe. Maar ek het altyd weggeloop van die calling, ek het gevoel so Jonah. As God vir my sê gaan aan toe, dan loop ek die kant toe. As God vir my sê gaan doen nie, dan loop ek die kant toe. En baie kere die drinkery en die verkeerde ding wat ek gedoen het, was om weg te loop van die stem. Maar oral wat ek gegaan het, die stem was daar, die goeie tye, en die stem was daar, terwyl ek slegte dinge gedoen het, het ek altyd die stem gehoor. En nou besef ek vandag wat die stem was. Het was Jesus wat my geroep het. Het was Jesus wat vir my geroep het. Jesus was calling me all that time of my life. En Jesus het vir my beskerm die al die dinge wat ek experience het. En God het my al die dinge gevat, sodat ek kan praat van het vandag. Sodat ek vir julle kan vertel dat alles wat die wêreld aanbied, is leeg. It's pleasure for a moment. Like whenever ek tipsy geraak het, dan voel dit net lekker, wat as jy uit die feeling het gekom het, dan soek jy het weer na wat jy weer gaan drink. Jy wil weer gaan roek. Jy wil weer pil gaan drop. Maar vandag kan ek vir julle sê die experience wat ek het nou, I'm at all high, and forever high, and forever drunk by the Holy Spirit. En ek is dankbaar vir my ouers wat die opgegee het om te bid vir my nie. Ek wil die ouers bemoedig dat never stop praying for your kids, and never stop talking positive in life over your kids. We might not understand it. Die kinders might nie te verstaan nie. But there's power in prayer, because I'm a living, walking testimony of prayer and of God's goodness. En as baie dinge wat ek uitgelos het, because op die einde van die dag is nie wat die enemy doen nie, maar is wat God kan doen. And all glory and praise belong to our Lord and Savior Jesus Christ. Ja, en ek het gedive toe in die dinge van die Here. But I always had a desire to get married. I always had a desire to be with someone, to love someone. En ek wil vir julle encourage mans op buite kan, even though jy gaan die heartbreak, whatever it is, never fight pain, or never fight evil with evil, or pain with pain. But I loop na die Here toe, because hy is die enigste wat vir jou gaan heel.
Ek het getry om te heal in die verkeerde dinge. Ek het getry om te heal in gangsterisme. Ek het getry om te heal in vroumense. Ek het getry om te heal in karre. Ek het getry om te heal in die dinge van die lewe. Ek het nooit geheel nie. Tot ek vir God gaan vaar het. Tot ek vir Jesus gaan vaar het. En vandag kan ek sê dat ek is getroud ook. En ek wil julle bemoedig dat niks is onmoontlik met God nie. En whatever challenge you are facing, remember it's only a season. It's only there so you can pass the test. And pass the test so that you can move on. Because as ek het in my anger elke keer hoef toe gaan en beklei en nie gevra en nie gesê het dat ek vergewe vir hulle nie en nie ek vergifnis gevra het nie, dan sal ek nooit my toets geslaag het nie. Ek sal altyd dieselfde toets oor en oor en oor geskryf het. En waar sal ek vandag gewees het? En tot ek vir Jesus gaan vaar het, na my break-up, en Jesus in my hart kon lewe het, Jesus my hart reinstoor het, sal ek getrouwd gewees het vandag nie. Ja, en ek het 'n desire gehad, en ek het gebid, en ek het gesê, dat U wil geskied. En ek het aangaan in my lewe, en God sien my met 'n vrou. Ja. Maar daai testimony is vir nog 'n video. So stay tuned, subscribe, like and share, so that you don't miss out on the testimony of how I met my wife, how God directed my life to my wife, how God directed my life to where I am today. Ek wil vir julle jong manne encourage, groot manne, wie jy is, vrouens, die Here roep. There's a purpose and a plan for your life. As you are busy with the things of the world, as you advance in the kingdom of the enemy, kom oor, week vir die Here, en soen nie die Here vir jou seën. Daar's 'n rede hoekom jy liewe vandag, daar's 'n rede hoekom die bullet vir jou gemis het laas week, daar's 'n rede hoekom sy nog nie geoverdose het, daar's 'n rede hoekom sy nog nie alcohol poisoning gehad het nie. Daar's 'n rede hoekom jy lewe. En jou rede kan nie net wees om te drink nie, jou rede kan nie net wees om drugs te doen, jou rede kan nie net wees om kan te skiet nie, jou rede kan nie net wees om gebruik te word deur gangsters nie. Daar's meer. You are more in Christ. En daar's 'n rede hoekom jy die dinge experience wat jy vandag experience. Wat is dit wat die Here wil hê? Jy moet leer. Het jy nog hart in jou lewe? Het jy nog persoon? Is jy nog kwaad vir 'n persoon? Sit God 'n persoon in jou lewe sodat God vir jou kan wys wie is lief vir jou enemies? Pas daai toets, want dat was myne. Het dit deur heartbreak gegaan? Pas daai toets, because God can restore your heart. God is lief vir julle almal. And that's why He sent His only begotten Son, our Lord and Savior Jesus Christ, to die on that cross for us. En as God almighty is, all powerful, almagtig, en God is nie gelimit nie.
kan God alles doen wat hy wil. En God is almagtig om jou lewe te change. He loves you. He cares for you. Gee hom 'n kans. Is nie maklik om die lewe te lewe nie. Is nie maklik om die reis te doen nie. But it's worth it. Because nou sien ek dinge much clear. Nou verstaan ek hoekom ek die heartbreak moet gegaan het, so that I can forgive, I can love. Nou verstaan ek hoekom ek die Messias nie gesien het nie, so that I can begin bid en begin verstaan, that's only God's will. Nou verstaan ek so 'n klomp vrae wat ek gevra het, of vrae wat ek gehet het, wat nog nooit geantwoord geword het nie. En wanneer sê net die presies pille help vir jou nie. Dokters help vir jou nie. Psychologists help vir jou nie. Ek was daar. Because they're only human. Go to the person who have created you, who formed you with his hands, who blew his breath into your body and gave you life. He's the greatest person that can explain to you, that can tell you there's more why you were created. Nie alop na jy pille pakket nie, maar dit is 'n presisie. Val op jou knieë en roep uit, Here, help my. And let us fight the enemy on his ground, and that's in the spirit. Let us pray for one another. Laat ons mekaar encourage, mekaar bemoedig. And this is why I am a Christian, because I've experienced his love, I've experienced his mercy, I've experienced his faithfulness. And I hope you were blessed by this video. And stay tuned for the next chapter where I share with everyone that how I've met my wife, how God molded me, worked with me so that I can be the husband or the man or the father to my kids, to my wife, and the child, to my parents that I am today. So subscribe, stay tuned, and I hope this video bless someone and encourage someone, and that you may turn your life from the world and follow Jesus. Onthou, Jesus het nie gesê, maak jou eers skoon nie, maak jou eers reg nie, moenie meer sonde nie. Jesus het gesê, come and follow me. Jesus het nie gesê, los eers die verkeerde dinge nie. Hy het gesê, come and follow me, and I will make you disciples. Stop wanting to change your own life. Stop wanting to make the change. But let God be that change. Just follow. Just follow. God bless you. God keeps you. Make his face shine upon you. May he be gracious. May he love you and your family. In Jesus' name, amen.